Hallo en welkom by ons oordenking van die 8de Julie 2025. En die onderwerp wat ons vandag gaan praat oor is hou nie op met bid nie. Dit kom uit Kolossense 1 vers 9 tot 12 uit. Nou Kolossense 1 vers 9 tot 12 sê vir ons die volgende: Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Nou, soms wanneer ek bid vir my geliefdes, vriende en kennisse, wonder ek wat ek kan bid sonder om telkens terug te val op dieselfde ou rympies van seën, beskerming, genesing en voorsiening. Want dikwels is ons nie op hoogte van wat in elkeen se lewe aangaan. Veral nie in die verskillende kringe wat ons in ons verhoudings beweeg nie en waarin hulle beweeg nie. So ons weet nie altyd van hulle spesifieke behoeftes nie. Natuurlik kan 'n mens bel en uitvind, maar ek praat van daardie oomblikke wanneer jy reeds in gebed is. En dan dink jy skielik aan 'n kind of 'n familielid en jy wil vir hulle intree. Nou, om dan die sagte intieme tyd saam met die Vader te onderbreek om eers inligting te gaan soek, voel net nie reg nie. En die heilige oomblik gaan dan verby. En dis juis in sulke tye dat Paulus se woorde vir my betekenis kry. 'n Manier om mense wat op my hart lê voor die Here te bring. Nou, Paulus het gehoor van die liefde, die geloof en die goeie werk wat onder die gemeente in Kolosse aan die gang was. En sy reaksie is baie treffend. Hy stuur nie bloot 'n hou so aan of 'n simboliese thumbs up nie. Nee, hy sê dat hulle gehoor het van dit en dat hulle aanhou bid. Nou, ons kennis neem hiervan. Ons hou nie op om vir mense te bid, net omdat dinge blykbaar regkom en gebede verhoor is en dit nou beter gaan nie. Ons volhard in gebed omdat ons almal mekaar nodig het op hierdie pad van heiligmaking en geestelike groei in Christus. In werklikheid geld die woorde van hierdie teksgedeelte net soveel vir die wat nog op pad is na die Here toe, en vir die wie se situasies nog nie verander het nie, en wie se antwoorde nog nie deurgebreek het nie. En Paulus bid nie vir spesifieke uitkomste nie. Hy bid hier vir fundamentele waarhede van wat dit beteken om 'n Christen te wees. En daardie waarhede bly staan, ongeag ons omstandighede, ongeag of gebede alreeds beantwoord is of nie. Want dit is die pad wat ons saam met Christus en die Heilige Gees loop. Op daardie pad, op Vader se tyd, sal die antwoorde kom. Nou, hier is 'n voorbeeld van hoe ons hierdie Kolossense 1 vers 9 tot 12 kan gebruik om vir iemand anders te bid. Vader, ek dink nou aan my kinders en ek sal nie ophou om vir hulle te bid nie. Maar vandag wil ek hulle spesifiek voor U bring en vra dat U deur die Heilige Gees hulle sal vervul met die kennis van U wil, met alle wysheid en geestelike insig, sodat hulle waardig voor U sal leef en wandel en U in alles sal behaag. Laat hulle in elke goeie werk vrug dra, terwyl hulle dag vir dag toeneem in die kennis van U persoon en van U woord. Vader, ek vra dat U hulle met alle krag sal versterk, volgens die mag van die heerlikheid, sodat hulle met volharding en geduld sal leef, gedra deur die bonatuurlike blydskap en 'n diep tevredenheid. Vul hulle harte, Here, met dankbaarheid teenoor U Vader, wat hulle bekwaam maak en toerus om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig van Jesus Christus. En ek vra dit in die naam bo elke naam, Jesus Christus. Amen. Oordink hierdie gebed en die diepte en die waarheid daarvan vir elke mens wat ons ken en wat die Here op ons harte lê. So 'n gebed kan deur God se genade die wêreld verander. Daar is baie ander soortgelyke skrifgedeeltes en ek wil jou bemoedig en aanmoedig. Wanneer jy dit ontdek, bring dit in jou gebedslewe in. Dit maak die woord van die Here lewend in ons harte. Dit gee betekenis wat ver bo ons eie woord of gedagtes kan uitstyg. Ek laat die volgende vers as 'n ondersteuning vir ons oordeenking vandag na. En hierdie vers kom uit Kolossense 3, vers 15 tot 17 uit. En dit sê: En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing in julle hart met
dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Amen. En mag die Vader se Shalom vrede in julle harte en julle gedagtes heers tot ons weer gesels met die volgende oordeenking. Net as 'n laaste woordjie, moet asseblief nie vergeet om die like en share knoppies te druk nie en onthou om te subscribe sodat ons die oordeenkings by meer mense kan uitkry en meer mense kan kry om die Here se woord te oordink.